Hoofnuus vanaand, terwyl president Cyril Ramaphosa Suid-Afrikaners die versekering gee dat korrupsie en misdaad aandag geniet, is nie almal so opgewonde oor Vryheidsdag nie. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Geskiedenis het weer 'n werklikheid geword vir duisende inwoners wat die spesiale vakansiedag, konstitusionele heuwel en die Apartheidsmuseum gratis kon besoek. Na 32 jaar van demokrasie is dit veral die jeug wat nuwe krag put uit die lesse van die apartheidstryd om vandag se krisisse die hoof te kan bied. Werkloosheid, min geleenthede en misdaad is reuse struikelblokke. Die inisiatief het beduidende aantal jong mense gelok met baie van die leerlinge wat die erfenisterrein vir die eerste keer besoek het. It means a lot because, like I said, in apartheid, we didn't mix at all and we couldn't have friends from different races. It's only one. And like I said, I'm one of those people that likes making friends with each and every kind of race. Die Gautengse Departement van Onderwys het vervoer vir leerlinge vanaf verskeie skole gereël om konstitusionele heuwel te besoek as deel van die provinsie se Vryheidsdag herdenkings. Today we stand here and I can say that Nelson Mandela, I go to school and I get taught. I now can go to the mall. I can go anywhere without being discriminated that, oh, she's black. Vir baie inwoners van Mahikeng is die ideale van Vryheidsdag 'n onbereikbare droom weens hoë misdaadvlakke. Inwoners sê hulle leef in vrees en word gedwing om na donker binnenshuis te bly om nie deel van die statistiek te word nie. I fear to walk at night because I feel, okay, what if this time these people will actually harm me, use those knives against us. As residents of Mahikeng, we are being held hostage by this ongoing crime. People are abusing us. People are harassing us. I don't walk late, even early in the morning. Vir Masingita Makana, 'n MK-veteraan en vryheidsvegter, is dit 'n oomblik van ernstige oordenking. Makana sê Suid-Afrikaners moet eienaarskap neem en nie op politici en politieke partye staat maak om demokrasie te laat werk nie. South Africans must run the country for the interests of the South Africans. We don't want other political parties who are representing foreign countries here. Because this is our country. We have to decide for ourselves, for our minerals. In Pola naby Hazyview duur die stryd om menswaardigheid voort. 32 jaar na die aanbreek van vryheid, sê inwoners hulle wag steeds dat daardie belofte hulle krane, strate en hophuise bereik. Watertekorte het 'n basiese reg in 'n luukse verander wat plaaslike inwoners afhanklik maak van tankwaans. We don't have electricity for 5 months. We are suffering for electricity and we don't have water. We were interacting with the masses of our people that are telling us that they are still yearning for services. Others are telling us that they don't have house. Glovo het inwoners aangemoedig om hulle demokratiese reg uit te oefen deur vir die komende 2026 plaaslike regeringsverkiesings te registreer. Godsdienstige en burgerlike leiers in die samelewing het hulle daartoe verbind om buite hulle geloofruimtes geregtigheid, gelykheid, vryheid van armoede en misdaad na te streef. Ondanks die herdenking van Vryheidsdag het die Weskaapse Raad van Kerke en die Kaapse Misdaadkrisiskoalisie 'n nuwe vryheidsveldtog in Kaapstad van stapel gestuur. Die organisasies sê politieke vryheid is in 1994 bereik, maar dat vryhede van veiligheid, ekonomiese welstand en voorspoed vir alle landsburgers nog tekort skiet. Geloofsgemeenskappe gee toe dat hulle misluk het om hulself uit te spreek teen institusionele korrupsie en politieke leiers wat die eerbare pad byster geraak het. Met die bekendstelling van die nuwe vryheidsveldtog is die erkenning gesien as 'n daad van berou. Wat ons moet doen, ons moet daai sisteme afbreek. Maar ons moet ook met 'n plan kom van 'n nuwe visie. Hoe gaan hy sisteme werk ten gunste van die mense? Die organisasie sê die burgerhuis sal nie meer misdaad, bendegeweld, afpersing, armoede, swak lewensomstandighede en korrupte leiers duld nie. When I read that in this country we now have 13,780 millionaires, but the thing is
They're not businessmen or who call themselves. They are all civil servants. Now, how in God's name do you become a millionaire as a civil servant who signed papers? Die doel van die nuwe vryheidsveldtog is om Suid-Afrikaners op grondvlak te mobiliseer om die huidige status quo te verwerp en die land te herbou soos dit gesien is voor 1994. Ons het 'n diep morele krisis en geloofsgemeenskappe moet ons help om te verstaan en hy boodskap week na week te verkondig sodat mense kan wakker word in 'n sin en nie net kyk na die regering om verandering te bring nie. Met 'n vreedsame protes op die trappe van die St. George's Kathedraal is die bekendstelling van die veldtog afgesluit. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Ons het net na die reklamebreek nog nuus in Afrikaans. Bly by ons. Welkom terug. President Cyril Ramaphosa het hom weer sterk uitgespreek teen korrupsie en aan Bloemfonteiners die versekering gegee dat sy regering besig is om korrupsie uit te roei. Tydens die 32ste Nasionale Vryheidsdagvieringe het Ramaphosa gesê dat die strafregstelsel hervorm en versterk word sodat die publiek weer vertroue in die polisiediens en 'n vervolgingsgesag kan hê. Die klem is weer swaar geplaas op die stryd teen misdaad. Ramaphosa sê elke rand wat gesteel word is 'n aanval op die land se demokrasie en elke onvoltooide projek 'n klap in gemeenskappe se gesigte. Ramaphosa sê dit is die rede waarom die regering plaaslike regering wil versterk. We are reforming and strengthening the criminal justice system. We are rooting out corruption and building a police service and a prosecuting authority in which people can have trust and confidence. Ramaphosa het ook uitgebrei oor onwettige immigrante en gesê buitelanders moet Suid-Afrikaanse wette eerbiedig. We are South Africans. We cannot be driven by hatred towards others. Others gave us compassion. They gave us support. And we cannot be driven by hatred towards them. 'n Politieke kenner sê Ramaphosa het kwessies aangeraak wat na aan die hart is vir baie Suid-Afrikaners, soos swak infrastruktuur, wanfunksionele munisipaliteite en gebrekkige dienslewering. Ek dink die president het vandag baie sakke aangevat wat ek dink wat regtig sak maak in Suid-Afrika. Meestal praat die president oor dienslewering, maar vandag het hy gepraat oor wat eintlik by die Madlanga kommissie gebeur. Sakke soos korrupsie, maar also illegal immigrant wat in die land is wat blykbaar maak soos hulle wil. En as die stad nie hierdie sakke adres nie, dink ek dit sal groot probleme vir ons landskap en ek dink dit is goed dat die president oor hierdie sakke gepraat het. Met sommige inwoners wat Ramaphosa se toespraak verwelkom het, sê anders dat die kwessies wat veral jong mense kwel nie aangespreek is nie. I guess for me as a business person, you know, it's about opportunities which are there for business, especially in this new freedom, and especially like we're living in the Free State in an agricultural rural area. He highlighted those and then, you know, the opportunities that we may take advantage of. And that the president himself said that this thing of corruption is coming to an end. And I want to quote from his words. He said he won't stop until this corruption here in our country is done. No more corruption. The president has reminded that Freedom Day is very much important because what he said to us is that we have achieved many things throughout this freedom. And then so many people sacrificed their lives. So many people died because of this freedom. In Bloemfontein, Mangaung, Bloemfontein is known as the City of Roses. Now the City of Roses is the City of Trash. Why did he not acknowledge the trash? Why did he not acknowledge the potholes? Why did he not acknowledge the gravel road? Ramaphosa het Afrikaners daaraan herinner dat die toekoms slegs gebou kan word as ons nie ons verlede vergeet nie en moedig optree volgens die riglyne van die grondwet wat hy die geboortesertifikaat van die nasie genoem het. Abigail Versaghi, SAK nuus, Bloemfontein.
Afrika moet sy energiebronne intern diversifiseer en nie op eksterne bronne staatmaak nie. Dit was die kernboodskap by die 5de algemene sessie van die Afrika-Unie se gespesialiseerde tegniese komitee oor vervoer en energie. Die AU-kommissie, tesame met die Suid-Afrikaanse regering, het die byeenkoms georganiseer. Terwyl die wêreld steier onder die Persiese Golfkrisis met die belangrike straat van Hormuz wat geraak word deur die VSA-Israel oorlog teen Iran, vergader Afrika beleidsmakers verantwoordelik vir energie en vervoer in Johannesburg. Hulle soek oplossings om die vasteland teen die impak van die energiekrisis te beskerm. We need to diversify our source of energy. We should move beyond just oil and gas. That could still constitute a part of the mix, but we must look at alternative sources. Die VN se Ekonomiese Kommissie vir Afrika sê dit behoort 'n wekroep vir die vasteland te wees. It's all about logistics because the strait is more or less closed. Vital imports from the Middle East, including petroleum products, are not able to reach African countries. And this is already having serious impact. We are seeing increase in fuel prices in places as far as Nigeria. We are seeing large queues in African cities. Volgens die Suid-Afrikaanse regering is dit 'n kritieke tyd vir beleidsmakers om oplossings te vind. We will continue to have incidents and hotspots over a period of time. The question that the continent must answer is, are we optimizing our natural resources to build African resilience? So when you do have flashpoints across the world, the continent is able to stand on its own resource base and able to fend for itself. Die afgevaardigdes sal ook die geleentheid gebruik om oorgrensvervoer infrastruktuur te verbeter, volhoubare infrastruktuur te bevorder en Afrika se oorgang na moderne en veerkragtige energiestelsels te ondersteun. 'n Besoek aan Kaapstad se ikoniese berg is vergemaklik vir mense met mobiliteit uitdagings. Suid-Afrikaanse Nasionale Parke in samewerking met die Tafelberg Sweefspoormaatskappy het 'n stapbruggie gebou wat onder meer rolstoelgebruikers toegang bied tot die volle sirkeltoer bo op die berg. Met befondsing van die Franse Ontwikkelingsagentskap is die R500 000 projek so ontwerp dat dit saamsmelt met die natuurlike skoonheid en erfenis van die gebied. Op die kruin van Tafelberg is daar asemrowende uitsigte. Maar dis egter ruwe terrein wat selfs geoefende stappers uitdaag. Meer as 30 miljoen mense het egter alreeds van die sweefspoor gebruik gemaak wat maklike toegang na bo bied. Maar die met mobiliteit uitdagings kon voorheen nie die volledige sirkelroete voltooi nie. Our intent and one of our key strategies has always been to make this mountain accessible to locals, especially, but to everybody. And I think our hard work and our initiatives to achieve that objective are now bearing fruit. Met eenvoudige en slim ontwerp en ingenieurswese is die probleem opgelos. 'n Stapbruggie vir rolstoele en ander mobiliteit toerusting gee alle gebruikers nou volle toegang tot die noordelike aansig van die berg. Dit maak deel uit van 'n byna 2 kilometer sirkelroete. Ek was 25 toe ek in 'n karongeluk was. My man het altyd vir my gesê, jy gaan die lewe leef wat nie gestremde. Jy gaan net voort. Ons gaan nie vir jou in die huis hou nie en dit is baie lekker om dit te sien. Sanparks sê hy is verbind tot universele toegang vir almal in sy parke. This is a commitment to Sandparks. We are a national entity. You know, we need to make sure that everybody that comes here, they are able to access and enjoy our offering all across our national parks. Met vindingrykheid kan algehele toegang vir enige persoon dit moontlik maak om plekke soos Tafelberg ten volle te ervaar en te geniet. Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad. Ons sportsegment volg net hierna, asook weer vanmôre.
Die 43ste Nysna Oesterfees keer van jaar terug vanaf 3 tot 12 Julie. Tydens die medebekendstelling van die tuinroete se mees ikoniese winterfees is joernaliste aan wêreldklas seekos, strandmeeravonture en gesinsvriendelike aktiwiteite voorgestel. Alles wat later verjaar vir besoekers by die fees wag. Van 'n vars oopgemaakte oester tot die verfrissende borrels van 'n glas vonkelwyn teen die agtergrond van die Nysna strandmeer. Die streek se bekendste lekkerny gaan weer in die kollig wees. Ons het weer ons oester hotspots, soos ons dit noem, en daar die restaurante verkoop oesters teen 'n goeie prys en hulle sit dit voor op verskillende maniere. En dan natuurlik ons hoofpunt is die oester kookkompetisie, of wat hulle sê ook wat die beste manier wat jy oester kan voorsit met wat hulle sous hulle voorsit, en dan natuurlik die oester oopmaak kompetisie. A lot of people and businesses get to benefit from the Oyster Festival. It does bring a lot of tourists and guests into the town, which that is great for the economy since it depends mainly on tourism as a business. Vir diegene wat al oesters met 'n bietjie adrenalien geniet, kan deelneem aan die oester oopmaak kompetisie. Verlede jaar se kampioen verduidelik hoe die seeskatte gevorm word, lank voordat hulle op proeftafels beland. The male will produce sperms into the water and the female will produce eggs into the water. And then egg and sperm will come together and form a larva. That larva has got a 21-day swimming period. Once it found a hard surface to settle, and then it will start and form its own protective shell. The ones that out of a million of the larvas, few will see the adulthood. Maar dit gaan nie net oor hierdie gewilde happies nie. Die fees se ikoniese Nysna Woudmarathon lok steeds groot belangstelling. Die 21 km wedloop is reeds uitverkoop, ten spyte van stygende brandstofpryse en reiskoste. Ons begin in die bos. Dis lekker koud daar in die bos en soos wat jy hardloop, dan kom jy uit en jy hardloop af met Simola en dan eindig jy hier by die lagoon en dan sit mooi lekker weer hier in Nysna. Met avontuur, bederf en plaaslike geure alles in die hitspot vir 10 dae, is die Nysna Oesterfees gereed om vir elke besoeker iets besonders te bied. Of dit is om te slurp, te skink, te speel of net die natuur skoon te geniet. Tanya Krause, SAK nuus, Nysna in die Weskaap. En dis dan al vir vanaand, sterkte vir die week. Gelukkig is dit 'n korte. Ons groet dan tot môre aand. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die weer. Vandag 'n 30% kans vir reën langs die suidkus. Dan sien ons ook 'n 30% kans vir reën in die oostelike dele van die land. Vir môre is daar steeds 'n 30% kans vir reën langs die suidkus en dan ook in die oostelike dele van die land. Vir vandag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir rowwe see toestande wat dan verwag word langs die kus van die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal. Vir môre steeds 'n waarskuwing vir sterk wind en rowwe see toestande wat dan verwag word langs die kus van die suidkus en dan KwaZulu-Natal. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Ons begin in Gauteng, verspreide buie en donderbuie, Johannesburg 11-22 en dan Vereniging het 'n minimum van 9 en 'n maksimum van 20. Ons volgende provinsie is Limpopo, sonnig en koel in die provinsie, Messina 18-30, Polokwane 14-25 en Burgersfort het 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 25. Mpumalanga mooi weer en sonnig in die provinsie, Mashishing 12-23, Secunda 'n minimum van 10 en Ermelo 'n maksimum van 20. In KwaZulu-Natal, Ulundis 13-16, Kokstad 4-14, Durban 'n maksimum van 22 en Richards Bay 'n minimum van 17 en 'n maksimum van 22. In die Oos-Kaap koel in die provinsie met enkele buie en donderbuie, Willowmore 5-12,
Mkanda 9:15 en dan Konke 9:16. Onze volgende provinsie Wes-Kaap, koel in die provinsie met reën wat verwag word in gedeeltes van die provinsie. Klein Willem 6:19, Laingsburg 5:14 en Oudtshoorn het 'n minimum van 7 en 'n maksimum van 15. Noord-Kaap, Appington 6:19, De Aar 2:13 en Carnarvon het dan 'n minimum van 5 en 'n maksimum van 15. Vrystaat, wat onze volgende provinsie is, Kroonstad 6:19, Wepener 3:13 en Bloemfontein het dan 'n maksimum van 16. Ten slotte Noordwes, koel met bewolkte toestande, Potchefstroom 8:20 en dan Mahikeng het 'n minimum van 9 en 'n maksimum van 22. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.